Ons gaan vanoggend Psalm 67 lees. Voordat ons dit lees, kom ons vra die Here om sy woord vir ons oop te maak. Almagtige God, genadige God, die hemelse Vader, ons aanbid U. Ons eer U, ons loof U, ons prys U as die ewige God, wat van altyd tot altyd is, wat U liefde van genade na ons uitsteek en U hand oor ons hou. Baie dankie dat U vir ons seën, dat U vir ons goed is. Dankie vir die voorreg wat ons as kinders van U het om vanoggend hier in die kerkgebou bymekaar te kan wees in die naam van Jesus Christus. Dankie Here vir die teenwoordigheid van Jesus en die Heilige Gees wat binne ons werk. Dankie dat U ook met ons is. Ons bid dat ons uit U woord lees. As ons daaroor saam gesels en nadink, dat U vir ons lei en vir ons nuwe insigte gee. Raak ons aan en verander ons harte, ons denkwyse, ons lewe, sodat ons elke dag en elke oomblik van ons lewe daarop sal fokus, om te lewe met U in gedagte, om aan U die lof en die eer te bring. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Psalm 67, vir die koorleier met snarespel, 'n psalm, 'n lied, hulle het gewoonlik op 'n siter of 'n tipe harp gespeel, soos wat daar op die foto is. So kom ons luister, wat sê hierdie psalm vir ons? Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn. Selah. Sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke U loof, o God. Mag al die volke U loof. Mag die nasies bly wees in jubel, omdat U hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Selah. Mag die volke U loof, o God. Mag al die volke U loof. Die land het sy oes gelewer. God, ons God, het ons geseën. God het ons geseën. Die mense op die hele aarde moet hom eer. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. Ons neem as teksverse vanoggend verse 2 en 3, wat ons kan maar sê die kern van hierdie psalm is: mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. Nou, ons tema vanoggend om hierby aan te sluit is God seën ons. En waarom seën hy ons? Sodat ons 'n seën vir ander kan wees. Sodat almal saam God kan eer, ons en die mense wat gehoor het deur ons getuienis. God seën mense om tot 'n seën te wees vir ander, sodat hulle ook vir God kan leer ken en hom kan eer. Paulus skryf in Efesiërs 1 vers 3, God het reeds sy genade en sy liefde aan ons bewys deur die offer van Jesus Christus. En dit bied aan elke een wat vir Jesus as verlosser aanneem toegang tot die hemel. Want God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. God het reeds die hemel vir ons oopgemaak. Hy het ons reeds geseën. En nou moet ons 'n seën wees vir ander. Toe God met Abraham die verbond gesluit het, het hy vir Abraham gesê: ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.
Nou wat beteken dit? In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. In jou nageslag sal die Messias wees en almal wat hom aanneem, gaan gered word en toegang tot God kry. God praat hier van al die volke van die aarde. So ons sien baie duidelik dat reeds in die Ou Testament was dat God se wil en sy plan en sy doel dat alle mense die evangelie, die boodskap van verlossing eendag moet hoor en gered moet word. In die Nuwe Testament bevestig Paulus dit. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, en dit sluit ons in. Ja, wie van u is 'n Jood? Hand opgehou. Buiten is dit by geldsake kom partykeer, nee. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën wees. Maar dit gaan verder. Want hier sê God, in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. So nageslag verwys nie net na die direkte afstammelinge van Abraham nie, na die Jode nie, maar na almal wat deur die verbond van God in sy genade kinders van God geword het. Dit sluit dan ook vir ons in, want deur geloof en deur die doop is ons deel aan God se verbondsvolk. Dit het nie gestop by die koms van die Messias nie, hierdie seëninge. God sê, deur ons, wat die geloofsnageslag van Abraham is, sal al die volke van die aarde geseën word. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel. En julle het deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, jou nagekomelinge sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees. God het 'n verbond met ons gesluit, om ons God te wees, en die lewenspad tot in ewigheid saam met ons te stap. Nou die vraag, waarom seën God ons? Omdat hy ons liefhet. Omdat hy sy liefde en sy genade met ons wil deel. Sodat ander nasies van die seëninge kan hoor en sien, en hierdie seëninge moet as 'n getuienis dien, om hulle aan te moedig, om ook in 'n verhouding met God te gaan. So as niemand die boodskap versprei nie, dan is dit logies, dan gaan niemand daarvan hoor nie. So God wil hê, as hy goed is vir jou, en hy seën vir jou, en jy ervaar sy genade in jou lewe, dan moet jy dit met ander mense deel, sodat hulle daarvan kan hoor. Ons as Christene het ongelukkig begin om dit vir onsself te hou. God se goedheid, God se genade, ons deel dit nie met ander nie, ons vertel nie vir ander nie. Wanneer laas het 'n medegelowige teenoor jou getuig? Om vir jou te vertel, wat het God gedoen in sy lewe of haar lewe wat goed is, wat wonderlik is. Ons aanvaar al hierdie dinge sommer as vanselfsprekend, en ons deel nie met mekaar nie, en daarom hoor die nasies nie. Dis amper soos as om aan 'n afloswedloop deel te neem. Jy hardloop met 'n stokkie en dan iewers te gee jy dit aan vir iemand anderste wat verder hardloop. Ons moet die boodskap aangee en aangee en aangee tot aan die einde van ons lewe, sodat soveel as moontlik mense kan hoor en dieselfde seëninge ontvang. God wil deur jou al die volke van die aarde seën. Deur jou. Dink dit vergaande. Dink dit, joh, maar die Here vra te veel van my, hy verwag te veel van my. Weet jy, daar's 'n gesegde wat sê, baie druppels maak 'n emmer vol. 'n Mens kan sê, maar, ag, wie is ek nou? Wat kan ek nou doen? Maar elke woordjie wat jy val, elke saadjie wat jy laat saai, kan opkom, 'n vrug dra. Dis die Heilige Gees wat die vrug bring, dis nie ons nie. Ons moet die boodskap versprei en vertel van hoe goed en hoe wonderlik
God vir ons is. God seën vir ons om ander deur ons te seën. Nou die afgelope week het ons week van gebed by einkomste gehad. Dankie vir almal wat dit bygewoon het. Maar ek dink die wat dit gemis het, het baie gemis. Maar ons het gekyk na die wonderlike dinge wat God deur Christus Jesus vir ons gedoen het en steeds doen, en wat die Heilige Gees vir ons doen en hoe dat hy in en deur ons werk. God het my gered, hy het my vergewe, hy het my toegerus met die Heilige Gees en met krag omdat hy my wil gebruik. En as enige van ons die beste uit hierdie lewe wil haal, moet ons toelaat dat God deur sy Heilige Gees sy wil in my sal laat geskied en dat hy my sal gebruik. Ons, elkeen, moet begin vertel van al die goeie dinge wat God vir ons doen. Miskien is daar iemand wat nou dink, nee, dit is nie vir my bedoel nie, ek het al mense gehad wat as ek daaroor praat, reg het sê, weet jy, ja, die ander kan dit doen, dis maar nie ek nie. As jy nie gaan oor vertel nie, wie gaan dit oor vertel? Wie se taak is dit volgens die Bybel om oor te vertel? Petrus skryf aan gelowiges, julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Julle is in 'n baie besondere posisie in verhouding met God. Julle is die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Is jy deel van die volk van God? Ja of nee? As jy ja sê, dan is dit jou taak verantwoordelikheid om die verlossingsdade te verkondig. Ons primêre taak as gelowiges is om maar net 'n vingertjie te wees wat mense heenwys na God, sodat soveel mense as moontlik gered kan word. Ons is nie hier om die aandag op onsself te vestig en kyk wat 'n wonderlike mens is ek, en hoe slim is ek en hoe goed is ek en hoe oulik is ek en ja, hoeveel prestasies het ek behaal. Nee, ons staan terug en ons praat oor die Here, oor sy genade en wat hy vir jou kan doen. En dit is ons taak en verantwoordelikheid. Nou kry ons iets wat ons noem die gevaar van misleiding. Daar is mense wat die evangelie misbruik. Nie om die aandag op God te vestig, nie maar op hulle self. Hulle huiwer nie om ander mense met vals beloftes en vals seëninge te mislei nie. En hoekom doen hulle dit? In baie gevalle is dit vir eie gewin en om hulle eie eer op te bou en te stimuleer. Het almal al gehoor van die prosperity gospel? Welvaartsgodsdienst of voorspoedsteologie het die afgelope klomp jare geweldig opgang gemaak. Hulle het duisende mense getrek met beloftes dat as jy 'n finansiële bydrae maak, soos hulle dit graag stel, jou finansiële saadjie saai, hoe meer gaan God jou seën. En hoe meer jy gee, hoe meer gaan God jou nog seën. Met ander woorde, met die grootte van jou dankoffer en jou bydrae, kan jy God se genade koop. En jy kan as ware God se arm draai. Dat hy vir jou al daardie dinge waaroor jy verlang, of waarna jy verlang, wat jy begeer, vir jou sal gee. Jy kan gesondheid koop. Jy kan goeie werk en 'n welvaart koop. Jy kan rykdom en eer bekom. Geld is die sleutel na die deur van 'n gelukkige lewe. Is dit waar? Nee. Maar die indruk wat hulle wil skep en waardeur hulle mense mislei, deur jou gawes te gee, bou jy 'n balans by God op. En jy moet net seker maak dat jy elke slag, as jy iets gegee het, 'n kwitansie kry. En dan bær jy daai kwitansies. En eendag as jy so 'n pak kwitansies het, dan gaan jy na die Here toe gaan en vir hom sê, Here, kyk al my kwitansies. Ek eis dit en dit en dit van U. Geef vir my gesondheid, geef vir my werk, geef vir my voorspoed. Dit is glad nie hoe dit werk nie, maar dit is hoe dat
een van die welvaartspredikers oor see, dit direk vir mense verkondig het. Wys net vir God jou kwitansies en eis dat hy jou seën. 'n Valse evangelie. Mense kom met valse beloftes van seëninge om mense se aandag te trek. Hulle mislei en belieg en bedrieg mense op gewetenlose wyse deur voor te gee dat as jy gee, kan jy God se genade koop en sy seëninge. Leraars en pastore vestig daardeur die aandag op hulle self. En dis totaal misleidend. Hulle is hoegenaamd nie geïnteresseerd om die aandag op God te vestig nie, maar op hulle self, en hulle prioriteite is om hulle eie sakke vol geld te maak. Hulle jag na aardse welvaart. Ek gaan nie volgende name van die mense noem nie. Dit maak nie saak vir hulle hoeveel mense in die proses seer kry nie. En as jy nou geglo het wat hy vir jou sê en jy het uit jou hart uit gegaan en 'n groot bydrae gegee en God seën jou nie en hy maak jou nie gesond nie, dan het baie mense se geloof seer gekry. Dan het dit in mekaar gestort en dan sê hulle maar, waar's die Here, hoekom antwoord hy, hoekom luister hy nie? Omdat hulle mislei is, ons kan nie God se genade en seëninge koop nie, hy gee dit vir ons juis uit genade uit. Genade beteken gratis. Maar dit het vir God duur gekos. Die lewe van Jesus Christus. Daar in die kruis het hy doodgebloei. So genade, alhoewel ons dit gratis kry, is nie goedkoop nie. Dis vir my hartseer om te sien hoeveel duisende mense val vir misleiding. Ja, almal hoop op seëninge, almal hoop op genade, almal soek daarna, verlang daarna. Maar om dit op 'n verkeerde manier te gaan soek, gaan nie help nie. Ons moet reguit na God kom en vir hom aanbid en hom dien en hom gehoorsaam. En as hy die gehoorsaamheid en toewyding in jou lewe sien, dan gaan hy dinge in jou lewe ook verander. Gaan jy gebedsverhorings kry. Ons kan op geen manier God se gawes en sy genade koop nie. Nie met al my geld nie, nie met die beste werke wat ek kan doen nie. God gee omdat hy vir jou liefhet, omdat jy vir hom kosbaar is. Want Jesus het die prys betaal. Dis God se genade wat dit vir my moontlik gemaak het om gered te word, nie omdat ek oulik of mooi is of wat ook al nie. Dis God se genade wat dit vir my moontlik maak om sy seëninge te ontvang en dit deel te maak van my lewe. Ons het in die Nuwe Testament in Handelinge 'n voorbeeld van iemand wat gedink het, hy kan God se genade en seëninge koop. Ons lees van op 'n plek was daar 'n man wat bekend gestaan het as Simon die towenaar, wat mense beïndruk het met sy kulkunsies. En toe die apostels daar begin werk, en baie mense kom tot bekering en daar vind wonderwerke plaas en mense word genees en mense word geseën en mense ontvang die Heilige Gees. Toe rek Simon se oë net so groot. En hy sê vir hulle, gee vir my ook daardie gawe om dit te kan doen. En hy bied vir hulle geld aan. Ek wil dit koop. Wat sê Petrus? Gaan na die verderf met jou geld en al. Dink jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur sonde verstrik. Simon het baie groot geskrik en daarna vir Petrus hulle gevra, asseblief tog bid tot die Here dat die dinge wat julle nou vir my gesê het nie met my sal gebeur nie. Jesus het gewaarsku, misleiding gaan toeneem teen die einde van die tyd. Daar sal baie valse profete kom en daar sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Met ander woorde, mense verloor hulle respek en eerbied vir God.
maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, en dis ons wat moet verkondig, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Omdat die eindtyd naby is, raak dit al hoe belangriker dat ons as Christene erns maak met die verantwoordelikheid wat Jesus vir ons gegee het om die boodskap met ander te deel. Paulus waarsku ook, misleiding gaan toeneem. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Mense sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van godsdiens sal hulle nie ken nie. Mense gaan vroom, asedig en heilig voorkom, maar daar is nie 'n verhouding met God nie. Paulus sê, bly weg van sulke mense af. Hy waarsku vir Timoteus. Daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Met ander woorde, hulle gaan die Bybel begin verdraai. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Ons wil graag hoor van God se seëninge. Maar weet jy, saam met God se seëninge gaan daar ook opdragte en eise waaraan ons gehoorsaam moet wees. Ons kan nie net oor die seëninge praat nie, maar ons moet ook oor die ander kant gesels. Die mense sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wens, opgemaakte stories. Om te sê, jong, die Bybel is verkeerd geskrywe. In vandag se tyd lees ons dit so en dan maak hulle toepassings wat nie waar is nie. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, swaar kry, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit, volhard in jou geloof. Ek beveel jou vir God en vir Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Met ander woorde, of ek lus het en of ek nie lus het nie, of dit 'n gepaste oomblik is of nie, deel die boodskap van Jesus. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Baie duidelik. Ons taak en verantwoordelikheid as gelowiges, as om mense en om die wêreld se aandag die heeltyd op God te vestig. En vir hulle te sê, jy kan in 'n verhouding met God wees, want Jesus Christus het die prys vir ons betaal. 'n Vraagie, hoe onderskei ons tussen ware en vals leraars? Hulle praat van wolf en skaapsklere. Iemand wat die heeltyd die aandag op homself vestig, oor homself roem, wat eer en geld versamel vir homself, is nie besig om God te dien nie. Ons taak en verantwoordelikheid is en bly om die aandag op God te vestig en so strappie terug te staan. Maar nou net soos ons ware en vals leraars kry ons ook ware en vals gelowiges. Paulus sê vir Timoteus, daar sal mense wees wat eerder liefde vir genot het as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. In baie kerke het eredienste so verander dat dit 'n vermaaklikheidskonsert geword het. 'n Groot orkes daarvoor. Ek het nie fout met 'n orkes nie. Maar jy het ook mense wat daarvoor staan en dans en lekker aangaan. En die mense sing te lekker. Maar die woordverkondiging is nie opbouend nie.
Dit help hulle nie om te groei in hulle geloof nie. Dis soos 'n erediens is by hulle soos om 'n opkikkerpilletjie te vat wat jou rukkie lank laat lekker voel. En as jy uit die huis toe gaan en die swaar kry van die wêreld en die lewe belewe, dan vergeet jy wat daar aan die ander kant gebeur het. Kerke en mense kan baie vroom en heilig voorkom. Maar as die intieme verhouding van respek, eerbied en liefde vir God nie in plek is nie, dan is dit 'n verkeerde plek om te wees. Valsgelowiges, 'n selfsugtige lewe wat net om jouself, jou eie behoeftes, eie belange en eie plesier draai, het vir God geen waarde nie. Dink op hierdie oomblik. As God waar nou is hier na my kyk, sien hy iemand wat voluit en toegewyd vir hom lewe, iemand wat tyd met hom spandeer, iemand wat sy opdrag nakom om die boodskap met ander te deel, of sien hy iemand wat net vir jouself lewe, want ag, die lewe is so besig, daar's nie nog tyd om vir ander van Jesus te vertel nie, en ag, dis nie belangrik nie, ek stel nie belang nie. Aanbid jy God oor wat jy uit hom kan kry, soos by die welvaartsgodsdienst, die mense gaan spesiaal soontoe in die hoop van seëninge ontvang? Of aanbid jy God uit dankbaarheid vir wat hy reeds in Jesus Christus vir jou gedoen en gegee het? Is jy dankbaar en lewe jy voluit vir die Here omdat hy jou reeds geseën het, soos ons vanoggend 'n paar keer in die Bybel gelees het? Nou kyk ek na sommige mense se reaksies. Iemand het eendag vir my gesê, godsdiens is my persoonlike saak en het niks met ander mense uit te waai nie. Ek gaan nie getuig nie. My saak tussen my en God. Niks met ander mense uit te waai nie. As dit jou houding is, dan verstaan jy nie waaroor godsdiens gaan nie. Kom ons kyk na die kern van die Bybel, die 10 gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. My verhouding kan nie met God reg wees, as ek nie liefde vir my naaste het nie. As ek nie die boodskap met hulle deel nie. Is jy skuldig? Hoe sien die Here op hierdie oomblik vir jou? As ek God se liefde in my hart het, dan gaan ek 'n kanaal wees waardeur sy liefde na die mense rondom my kan vloei. Dieselfde vir jou. Jesus het gesê, strome van lewende water gaan uit jou binneste uitvloei. So baie dat dit te veel is vir jou en dit gaan oorvloei na die mense rondom jou. Kom ons kom terug. Wat maak ons met ons verlossing? Met die dierprys wat vir ons elkeen betaal is, met al die seëninge wat God so onverdiend en oorvloediglik aan ons skenk. Baie Christene sou sê absoluut niks. Want jy lewe net vir jouself. Of lewe jy voluit vir die Here? En maak jy verskil in die lewe van ander? Wat leer die Bybel ons? Die Bybel is vol van God se beloftes. Dit sê vir ons, God het jou innig lief, en hy wil die absolute beste vir jou hê. Elkeen van ons is ontsaglik kosbaar vir God. So kosbaar, dat hy Jesus in ons plek laat sterf het. En God wil ons seën. Hy het reeds die grootste seëninge aan ons bewys. So hy gaan nie ophou om ons te seën nie. Hy wil ons oorlaai met sy liefde en sy genade. Hy het die grootste prys denkbaar betaal om ons verhouding met hom reg te maak. God wil jou seën.
Hy wil hê dat jy hier op aarde van sy liefde en genade bewus moet wees, dat jy in 'n voltydse verhouding met hom sal wees, dat jy sy seëninge op 'n oorvloedige wyse kan ontvang. Maar seën beteken nie noodwendig aardse rykdom nie, baie besittings en sulke dinge nie. Hierdie seëninge is eerstens die hemelse seëninge. Dit gaan oor my verhouding met God. Hy het die hemel vir my oopgesluit. Ek weet, ek kan eendag hemel toe gaan. Maar God wil nie net vir jou seën nie. Hy wil deur jou, die mense rondom jou seën. Jou pa en jou ma, as hulle nog leef. Jou man, jou vrou, jou kinders, jou familie, jou vriende, jou werkskollegas, die mense wat vir jou werk. God wil hê dat jy seën vir hulle sal wees. Maar net om die saadjie te saai, en dis die Heilige Gees wat dit laat opkom. Christus het ons losgekoop van die vloek van wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, mense soos ons, deur Christus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. God het 'n plan en 'n doel met elkeen van ons se lewe. God het jou geskep, hy het jou geroep, hy het jou aangestel om 'n getuie vir hom te wees. Hy het jou in 'n spesiale verhouding tot hom gebring. Ons noem dit die verbondsverhouding. En God gee ons hierdie seëninge onverdiend aan ons kant, omdat hy ons liefhet, omdat hy die beste vir ons wil gee, maar ook omdat hy ons wil gebruik. Ons is die getuies wat ander gaan vertel. God se plan met jou, jy is deel van die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Jy moet deur jou getuienis 'n seën wees vir ander. Strome van lewende water wat in jou vloei, moet na ander vloei. Hoe getuig ek? Met my woorde, met my dade, met my lewenswyse. Jesus se vergifnis stel my in staat om ander mense te vergewe. Sy genade in my lewe stel my in staat om genade aan ander te betoon. Sy goedheid in my lewe help my om goed te kan wees vir ander. Sy guns maak my goedgunstig en sy vergewigheid maak my vergewig om ander te help wat in nood is. Psalm 67 is 'n psalm wat in 'n nederdop saamvat wat God se doel is, nie net met sy volk nie, maar ook wat sy doel met alle mense en alle nasies is. God seën mense om tot 'n seën te wees vir ander, sodat hulle hom kan eer. En wat gebeur dan? 1 Konings 8 vers 60. Dan sal al die volke van die wêreld besef die Here is God. Daar's nie 'n ander nie. Ek sluit af. Ons, en elkeen kan maar so na jouself wys, is geseënd om tot 'n seën te wees. Kom ons wees vandag as ons hier uitgaan, as ons huis toe gaan, 'n seën vir iemand en ons vervul die beloftes in hierdie Psalm. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy sy aangesig oor ons laat skyn, Sela, sodat die mense op die aarde u weg kan ken, onder al die nasies u heil. Gaan maak 'n verskil in die lewe van iemand anders. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis vir ons baie keer moeilik om u liefde
en u genade te verstaan, want dit is so groot. Partykeer kom ons onder die wanindruk dat ons dit moet verdien, dat ons dit kan koop met geld, en dit is nie so nie. Genade is 'n onverdiende geskenk. Jesus het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was, sê u woord vir ons. Ja, Jesus het vir ons gesterf voordat ons nog gebore is. En toe het u reeds u liefde vir ons bewys. En ons sê dankie daarvoor. Want daar's niks wat ons kan verdien nie. Nie 'n goeie lewe, nie goeie dade, nie baie geld nie. U gee omdat ons vir u kosbaar is. Maar u gee ook omdat u wil hê dat dit wat u vir ons gee, moet ons oorgee aan ander. Ons moet dit met hulle deel. Here, mag die strome van lewende water wat Jesus vir ons beloof het, wat deur die Heilige Gees in ons kom, deur ons vloei na die mense rondom ons. Dat hulle ook u kan leer ken. Dat hulle ook u goedheid kan ervaar. Dat hulle bewus kan word van u liefde en u genade. Dat hulle lewe ook kan verander om u te eer en te verheerlik. O Here, ons God, ons bid vir die verkondiging van die woord oor die wêreld. Dat ons as Christene sal wakker skrik en begin om die boodskap uit te lewe en uit te dra. Ja, nie baie van ons om die saadjies te saai nie. Here, maak vir ons lewende getuies vir u. In hierdie gemeente, dat ons hier in die moed 'n lig vir die wêreld sal wees. Vader, ons dra gesinne aan u op waar daar geliefdes dood is. Ons bid dat u sal vertroos. Ons dra mense aan u op wat siek is, bid dat u sal genees. Dat u geloof sal gee om sterk te bly en aan u te bly vashou in moeilike omstandighede. Seën ons om 'n seën te wees in die naam van Jesus. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede.